In 1824, in die aanloop tot die eerste synodesitting van die Kaapse Kerk, was daar in hierdie omgewing net 4 gemeentes. Grote Kerk in Kaapstad, die Stellenbosch gemeente, die Drakensbergse gemeente in die Parel en die Swartland gemeente in Malmesbury. Die evangelie het dus soos 'n waterdruppel uitgesprei tot daar teen die berge. Maar die arme boere wat in hierdie omgewing gewoon het, moes ver gegaan het om kerk toe te gaan. Die ouens van die Blouberg en die Strandveld moes Kaapstad toe gaan. Die ouens van die Koeberg moes na die Swartland toe gaan. En dan die ouens wat hier op die Kaapse vlakte geboer het tot daar by Kuilsrivier moes Stellenbosch toe gaan. En die boere hier in die Tygerberg moes tot in die Parel reis om by die kerk te kom. Die gouverneur Lord Charles Somerset het dadelik toestemming gegee vir die stigting van die hervormde kerk aan die Tygerberge. Nadat die gouverneur toestemming gegee dat 'n kerkgebou opgerig kan word, het die boere van die Koeberg dadelik ingespring en begin bou. En reeds op 1 April 1825 is die hoeksteen van die kerk gelê. Die heuglike dag het egter op 6 Augustus 1826 gebeur, toe hierdie pragtige kerkgebou ingewy is. Ons lees die volgende dag in die South African Chronicle. This beautiful little church, refreshing to the eye of the traveller, like an oasis in the desert, and of incalculable importance to the dwellers of the country, as a light shining in the dark place, has at length been opened for public worship. Die kerkgebouetjie was soos die oorspronklike kerkgebouetjies van daai tyd 'n kruiskerk met 'n skip in die middel en 2 syvlerke en die konsistorie aan die agterkant. Dit was egter baie gou dat die gemeente agtergekom het dat die gebou vir hulle te klein geword het en het die behoefte ontstaan om veranderinge aan te bring. Reeds in 1884 het hulle besluit om die orgel van daar agteraf hier na voor langs die kansel te skuif. 1890 was egter die jaar wat die groot veranderinge gekom het. Daardie jaar is daar besluit om die driedak te vervang met 'n teeldak en om die kantmure uit te skuif na buitentoe. En saam met dit het hulle die vensters wat dan nou in hierdie alkowe was, uitgeskuif na die kante toe. Die banke wat in die middel was, is uitgeskuif na die sykante toe en daar's nuwe banke in die middel van die kerkgebou geplaas. Kyk, hierdie banke waarop ons sit, was eers sulke donkerbruin banke. Toe vernuwe die kerk die banke en dis toe hierdie pragtige banke. En dominee sê, ons moet onthou die vernis is nog bietjie nat. En die hele huisgesin sit soos orrelpypies hier af en Marinda druk haar vingertjies hier op hierdie bank in die nat vernis in. Ek dink my ma se kyk was genoeg gewees. Ek dink die hele restaurasieproses was op 20 jaar gewees. En Dr. M.T. Stein het toe die ding gedryf en hy my pa. En toe op die einde van die dag, toe sit hulle met 'n klomp geelhout balke oor. En toe weet nie wat om mee te doen nie. Toe het hulle vir my pa eintlik gesê, maar jy het nou 'n jaar lank gewy aan die hele herbouproses. Ons skenk die balke vir jou. Toe het hy 'n mooi eetkamertafel laat maak en die tafel staan vandag op my bureau in die huis op Maastricht. En dit is die kerk se geelhoutbalke wat daai dae gemaak is. Die eerste predikant van die gemeente was Dominee Ecker, wat in 1828 hier aangekom het. Hy het egter nie lank hier gebly nie. Daarna het ons 4 dominees vir 100 jaar gehad. Dominee Beck, Dominee Bosman, Dominee Lukhoff en Dominee van der Merwe. En vir hulle is daar elkeen 'n plaak hier teen die mure aangebring. Dit was eers in 1942 wat ons vir die eerste keer 'n dominee beroep het, want die wat voor hom gekom het was almal deur die regering aangewys. Hy het tot 1948 hier gewoon en daarna het hy 'n beroep aangeneem na Betulie in die Vrystaat. Dit was dan ook die eerste dominee van ons gemeente wat 'n beroep gekry het. Dit was eers in 1976 wat ons vir die eerste keer 'n medeleraar gekry het en daarna het ons gemeente 27 predikante in totaal gehad. Ek was predikant gewees in Durbanville van 1990 tot 2016. In die begin was ons 4 predikante gewees, Gawie Gous, Bokkert Meyer, ekself en Robert Vosloo.
Dit was 'n besonderse tyd in my lewe gewees om saam met hulle te kon werk. Ek het dit regtig baie waardeer en baie geniet. Ja, later jare want ek weet die kerk, die mure buitekant onderland van die klammigheid, kyk die kerk is al baie jare oud, hè, het hulle met houtpanele, ek weet my man was nog op die komitee gewees wat besluit het wat moet gedoen word, het hulle die houtpaneel omgesit in die kerk so 'n bietjie reggemaak. En daar was so agter die preekstoel was so 'n boog gewees. Ek kon daar nie meer wat daar opgestaan het nie, maar dit het hulle ook met houtpanele oorgedoen. Dit het so die hartvorm so gehad agter die preekstoel. Die ou kerkgebouetjie het 'n pragtige kelkievormige preekstoel gehad en ons is gelukkig om vandag nog 'n foto daarvan te hê. Maar die kerkraad het op 'n stadium besluit dat hulle 'n nuwe preekstoel nodig het. En in 1913 is die verandering aangebring, waar die deur na die konsistorie altyd aan die agterkant in die middel was, is die deure uitgeskuif na die sykante toe, en dan hier, sentraal in die liturgiese ruimte, is die nuwe rostrum gebou. 'n Pragtige preekstoel, wat al die pad van Kanada afgekom het. Dit is daar vervaardig, en hier opgerig. Ongelukkig het die kewers ook daar ingekom, en moes dit in 1968 heeltemal hernuwe word. Gelukkig het die front daarvan behoue gebly en kan ons vandag nog die pragtige ou preekstoel sien. Dit was sommer kort nadat die nuwe kerkgebou in gebruik geneem is, wat die lidmate besef het dat hulle sal iets moet doen om hulle gebou te beveilig. En in 1828 is daar reeds begin met 'n fondsinsameling vir die oprig van 'n muur. Maar die fondse het aan mekaar ontbreek en die muur is nooit gebou nie. Dit was egter op 29 Augustus 1832 wat 'n ontstellende ding gebeur het. Hier in die hoek, in die suidoostelike hoek van die kerkgebou, het een van die lidmate kom uitspan en hy maak toe 'n groot vuur met renosterbosse. En verder gaan hy en hy maak sy beeste vas daar aan die deurknop van die kerkgebou. Tot ontsteltenis van die kerkraad en die vrees dat hulle gebou in gevaar is, begin hulle toe dadelik met die bou van 'n muur. Kort nadat die muur opgerig is, het die gemeente besef dat dit die ideale plek is dan om ook hulle kerkhof in te rig. En van die begin af is die afgestorwenes dan hier begrawe. Van die bekendste grafte hier is ons grafkelders. Hier lê die families soos die Pickards, die Lows, die Van der Spuys en ander bekende families van Durbanville. Dit was egter in 1939 oorvol en is daar besluit om die terrein gelyk te maak en gebruik ons vandag eintlik die begrafplaas as kerkterrein waar ons baie ander funksies ook op die grasperke kan aanbied. Ons het in 2026 besluit om 'n deeglike studie te maak van ons kerkterrein en met penetrerende radar kan ons nou vandag presies wys waar elke graf was oor die afgelope 200 jaar. Erikaweg het afgegaan en Suikerbosweg en Suikerbosweg in Aanplomweg en Aanplomweg is net bo die kerk en die laerskool se sportgronde waar ek laerskool bygewoon het, sport gedoen het. Daar was nie 'n astrobaan nie, daar was nie 'n klubhuis nie, maar die kerk was daar. En die kerk se tuin was daar en die klok was daar. So my herinneringe van dit is koerante aflewer 5 uur in die oggend, Sondagoggende kerk toe gaan saam met ma en pa en my 2 sissies, Sondagskool bywoon. Ek onthou die kerk se agterste mure as 'n plek waar 'n meisie in die laerskool my eendag uitgedaag het vir 'n banie. In daai dae het 'n banie beteken sy vat jou vir 'n geveg, nie vir 'n soenie. En sy my regtig omgeklits daar agter die muur van die kerk. Ek onthou die kerk se tuin. Die tuin het vir my verander oor die jare in die sin dat dit het vir my meer 'n sosiale atmosfeer ontwikkel. Ek kan nie onthou dat ons ooit pikniks, konserte ensovoorts in die tuin gehad het. Dit was vir my meer 'n begrafplaas gewees. En soos die dekades aangestap het, het dit eintlik 'n tuin van vreugde en samesyn geword wat baie lekker is. Die klassieke diens het vir ons gevra om tee te kom skink 1 keer in 'n maand in die tuin by die kerk.
Ons gedek koppies en pierings is alles uitgesit en partykeer het die wind alles deur mekaar gewaai, maar ons het dit dan maar net weer gedoen. En dit het op die ou einde gelei laat dit 'n lente-tee geword het en ons het dan vir die gemeente gevra om vir ons 'n bordjie eetgoed te bring en hulle het vir ons blomme uit hulle tuin gebring en ons het die tafel so mooi versier daarmee en dit het 'n jaarlikse instelling geword. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons. Ek is in die gemeente sedert 2005 en is 'n wonderlike voorreg om in hierdie gemeente te wees. Hierdie wonderlike ou kerkgebou met sy kerkklok. Nie baie kerke het nog 'n kerkklok nie. En ek is mal daaroor ek het die voorreg om nou in die pastorie te bly, naby genoeg aan die gemeente, dat ek die kerkklok kan hoor lei, wat vir my sê, jy moet nou opstaan, jy moet kerk toe kom, en jy hoor hom lei by begrafnisse, en jy hoor hom lei by troues. Ons lei die kerkklok wanneer kinders begin in die laerskool, en dis hulle eerste dag, en ons kondig aan, nou begin jy jou pad deur die skool, en dan weer op hulle laaste dag van matriek, dan kom hulle weer in die kerk in, en lei ons weer die kerkklok, en dit word amper gelei deur jou hele lewe, dit draai jou op 'n manier, en ek kan so goed onthou, daar's een oom wat gediagnoseer is met kanker, en dit het heel goed gegaan met hom, hy was op 'n goeie plek, maar hy sê toe vir my, Paas-Sondagoggend, toe die kerkklok lei, en ons sing, hoor jy die Paasfeesklokke, toe loop die trane. Daai kerkklok doen iets aan 'n mens, dit kondig die begin en die einde in al die plekke van ons lewe aan, en is wonderlik om te weet die Here stap die pad saam met ons deur elke fase van ons lewe. Die gemeente het reeds van sy begin af 'n kloktoring gehad. Ongelukkig het ons geen fotografiese bewys daarvan nie. Ons weet wel in 1903, toe Kuilsrivier gemeente afgestig is, het ons klok aan hulle geskenk as 'n bruidskat. In 1968 is daar toe 'n nuwe kloktoring, die een wat julle hier sien, gebou. So ons kloktoring is nie 200 jaar oud nie. Dit is eintlik 'n redelike nuwe kloktoring. Vir my is my herinneringe aan die kerk dekades lank. Ek is gedoop in die kerk. En nou, soveel dekades later, elke keer as ek op my balkon staan en sing, eers saam met Stefan Ackerman, en nou saam met wonderlike Tewandrey Boonzaier, en ek kyk af en ek sien my ma en my pa, en dan my man en my 3 kinders. En om te dink hoe deur die jare eers Alexander, toe Maya en toe Katinka bygekom het. En dan verder na die res van die gemeente en al die tannies en ooms voor wie ek groot geword het. En in daai dae toe ek 'n kind was, ons het Durbanville toe getrek toe ek dink ek was 5 of 6. Het dit my gevoel, dis net my pa se apteek en die kerke en die skole en my maatjies. En al hierdie jare later is soveel van daai mense nog steeds hier en voel dit nog steeds soos 'n hegte gemeenskap en ek glo die kerk het baie daarmee te doen. Want dit is 'n plek en vir my as sanger, veral deur sang, wat so 'n spirituele ervaring is, waar mense se harte regtig oopgaan en hulle alles wat mooi en heilig en goed en vreedsaam is kan ontvang. En dis hoekom dit vir my, ek raak so emosioneel, so betekenisvol is om nog steeds deel van die kerk te kan wees en te kan sing by die kerk. En Dominee Okkert Meyer, wat 'n eertydse dominee van die kerk was, het my en my man getrou en my man is ook voorgestel in die kerk. So
Dis 'n lang wonderlike pad. Dit is 'n plek waar jy as 'n gemeente kan gaan saam sit, die geleentheid kry om alleen stil te word of stil te word saam met jou geliefdes of saam met al die ander mense in die kerk wat eintlik maar een familie is. Dit het my gevat deur die ups and downs van die lewe. Ek seker van my eerste girlfriend het ek daar ontmoet, maar my eerste girlfriend het my daar ook gefire. Ek het geleer hoe om akademiese terugslaa, sport terugslaa, sosiale terugslaa, goeie dinge, slegte dinge daar te ervaar. Ek was by 'n troue of 2, ek was by heelwat begrafnisse gewees. So daar's diepe hartseer in konteks van dit, maar ook diepe vrede, en in die middel vind ons hierdie ongelooflike, eweredige, gespasieerde fundament wat die kerk vir my en my gesin en almal wat deel is van ons breër familie geskep het oor die jare. In 1993 het my vrou 'n kinderkrans bazaar gehad. Ek onthou ek het gaan pannekoeke aflaai vir 'n oom wat dit bestel het en wat nie self by die kerk kon kom nie. En ek het net teruggekom en toe ek in die saal instap, toe wys iemand vir my die vlamme by die projektorsaal. En ons het die brandweer gebel en hulle was ongelooflik knap en vinnig en doeltreffend. Vir 'n hele jaar het ons hierdie kant toe, daai kant toe, en toe op die ouend, toe besluit ons verkoop die ou pastorie, en ons die grond waarop hy sit, vir 'n redelike prys vir daai jare. Argitek Dirk Jansen, wat baie betrokke was by die gemeente, en ons het vir hom gevra, hy moet vir ons daai saal, hy moet 'n paar lokale aansit en so aan wat ons nou nodig gehad, nuwe kompuis, lesingssale, predikante kantore en sulke tipe van goed, jeuglokale so. Nee, die brand is iets wat nie uit 'n mens se gedagtes uitkom nie, dis iets wat jy altyd gaan onthou, want ek het verskriklik groot geskrik daai dag en dit penarie veroorsaak tussen almal. So almal het gehardloop en te kere gegaan. Maar uit die brand het daar verskriklike mooi ding ontwikkel. Die gemeentesentrum is gebou, wat dit vir ons moontlik gemaak het om anders te kyk na ons bediening in die gemeente. Die gemeentesentrum het die hart van die gemeente geword. Dit is die plek waar ons geleer het om saam te eet, saam te bid en saam te dien. Ons vra ons bid vir u liefde en u genade oor families en gesinne en Durbanville, dat u ons liewer vir mekaar sal maak en dat u ons nader en nader aan mekaar sal bring. Ons bid dit alles in die naam van Jesus alleen. Amen. Ek is al 51 jaar lidmaat van Durbanville gemeente en ek onthou vroeër jare, het daai die instituut vir meisies was by De Rust. Die koshuiskinders en die kinderhuiskinders het na die vroegdiens, want daar was 2 dienste in die oggend en die Sondag, en altyd is gepak. Dan stap hulle nou so in gelid. Koshuiskinders in hulle skooldrag, die kinderhuiskindertjies, kan nie onthou, wit rokkies, en die instituutse meisies wit rokkies in gelid. Toe ek kleiner was, is my pa eers die diaken geweest, en toe oudling, en hulle het toe manelpakke gedra, met die lang baadjie, met die pintjie aan en die wit das en goed. En aan my daar was ek ook diaken geweest, en toe het ons swart pak gehad met 'n wit das. Ek dink jou wit das hang nog altyd in jou kas. Ek het nog steeds daai wit das. So ja, dit was enorm geweest. Ek dink my pa was nog een van die laastes wat 'n toga gedra het. En sy toga, kan ek onthou, was al so 'n bietjie deurgeskif van oudheid. My ma het so 2 stukkies karakoelvel later hier vir hom opgewerk, maar ek dink hy was een van die laastes wat nog 'n toga gedra het. Ek het in 2005 in Durbanville gemeente begin werk as voltydse jeugwerker. In daai tyd was jeugbediening nogal 'n interessante uitdaging by die gemeente, maar ons het met al ons verskillende pogings probeer om wat Nico Simpson op 'n stadium genoem het waterputte te sink, waar mens nie grense trek oor wees in en wees uit nie, maar waterputte in 'n droë land waartoe mense kan kom wat dors het. En in die jeugbediening was die verskeie pogings van sonnaande maar sulke waterputte, maar daar was ander waterputte wat ek dink nogal vir my persoonlik en vir 'n klomp verhoudings met jong mense
baie betekenis gehad het. Een was ons deurlopende betrokkenheid by die Hoërskool Durbanville. Die CSV daai tyd se naam was JAM. So ons is by JAM betrokke, 'n bietjie sport afgerig en so aan. Maar dan het ons so 2-jaarliks, elke jaar, 2 keer 'n jaar verskillende projekte gehad. So jeuguitreik, ons het aanvanklik bietjie Oud Transkei toe gegaan na Dominee Willem Botha in Dekolini en toe later jare Vredesvallei Renvas maak in die Noord-Kaap. En dan jaarlikse staptoere, Autenika staptoere. En die geleenthede was waterputte wat jong mense nader getrek het, jong mense van die gemeente, buite die gemeente, jong mense wat op die rand van geloof gestaan het. En dan het ons een van die ander waardevolle goed van die gemeente ingeoefen. En dit is 'n bietjie van die klassieke geloofsdissiplines, veral Lectio Divina en eksamengebed. En om jong mense in daai ruimtes met daai dissiplines te sien, die Here ontdek, die stroom van lewende water wat hulle binneste uit begin borrel het in daai omstandighede was vir my een van die grootste voorregte van my lewe. Die gemeente het my later ruimte gegee om teologie verder te studeer, predikant te word. En as mens nou die voorbeeld van water kan verder vat, dis 'n voorreg om nog steeds terug te kom in Durbanville gemeente, veral as mens met babas doop en die water moet kon gooi. Die teken van die Here se verbond wat met kinders van daai tyd af loop en nou oorgedra word in die verhoudings na hulle kinders toe. Om iemand in 'n konsistorie te doop daai tyd was nie 'n algemene ding nie. Dit was 'n moeilike storie. En ek het toe nou met hulle gereël. Ek het gesorg dat die hoofouderling, Derek Jansen, dat hy ook daarby was. En ons het die klein intieme doopgeleentheid in die konsistorie gehad. Hulle was in vervoering want daai tyd was die konsistorie amper soos 'n klein kerkie met dieselfde banke wat jy in die kerke daar ook en so aan. En dit was regtig 'n besonderse geleentheid. Maar die eintlike storie het agterna gekom. Toe hierdie dogtertjie nou groter word en sy begin skool gaan, toe sê sy vir haar ouma, maar sy wil eendag 'n predikant word. Ek het dit gesien in die kerkbode, haar foto, toe sy klaarmaak in 2015. En dit was vir my 'n ongelooflike storie. Want baie mense sou sê die kind is in die konsistorie gedoop, die gemeente was nie teenwoordig nie, alhoewel die ouderling die gemeente verteenwoordig het en so aan. Maar vir my was die wonderlike dat die Here hierdie klein dogtertjie geroep het om 'n predikant te word. En ek het toe agterna nou met haar geskakel en vir haar brief geskryf en sulke tipe dinge. Maar dit bly vir my 'n baie besonderse doopgeleentheid wat ek nooit sal vergeet. Ek is bietjie berig daarvoor in ons gemeente dat ek baie doopwater gebruik. Dat ek die babetjies wil verdrink, dis heeltemal reg, dis goeie teologie. Ons sterf en ons staan op saam met Christus. So as ek nog 'n groter doopbak kon gehad het en ek die babetjies kon onderdompel, dan het ek. Maar een oggend ook, terwyl ek so lekker water skep en ek gooi dit oor die babetjie se kop en ek is nat en die babetjies nat en die ouers is nat en die water spat, toe spring die boetie, die ouer boetie wat daar staan, spring so terug want hy sien die water val op die mat en hy sê, hy mors! Toe dink ek ook wel, dis seker ook goed, ons mors met die Here se genade, die Here se genade is oorvloedig en dit was eintlik vir my so mooi en kosbaar. Een van my gunstelinge stories is dat ek is nogal lief daarvoor om as ons nagmaal hou, die kinders te nooi en saam met my by die nagmaaltafel te kom sit. En een oggend toe sit die een dogtertjie langs my en hulle is besig om die brood en die wyn en die druiwesap uit te deel en ek voel sy tik so aan my skouer en ek luister, sy sê vir my, is dit witbrood? En ek sê vir haar, ja, dit is witbrood. En sy, ons sit nou weer en ons wag, sy tik weer so aan my skouer en ek luister, sy sê, breinbrood is gesonder as witbrood. En ek lag en ek sê vir haar, jy is heeltemal reg, breinbrood is gesonder as witbrood. En ons sit weer en ons wag en ek voel sy tik weer so aan my skouer, sy sê,
kan ek maar 2 stukkies brood kry? So toe dink ek, sy kry dalk nie baie witbrood in haar huis nie, maar sy het daai nagmaalbroodjie baie geniet daai oggend. Een ander ding waarby ons ook graag betrokke geraak het, was die gemeente se bazaars. Nou, ons ken almal die ou tradisionele bazaar met die gewone tafels in die saal en met die tyd het dit geskuif na stalletjies toe in die tuin en so aan. Maar ons het 'n paar jaar besluit ons wil iets anders doen. En dit 'n bietjie rondom 'n tema. En so in 2012 het ons besluit op kunstemosaïek. En toe wou ons dit soos 'n klein kunstefees doen. So ons het die skilders in die gemeente gevra om vir ons elkeen 'n skildery te maak en in die saal was daai groot kunsuitstalling. Henny Meyer het vir ons byvoorbeeld 'n pottebakkery uitstalling gedoen. Ja, en dit was 'n baie gesellige byeenkoms daar in die saal. Terselfdertyd het ons in die kerk orgelkonserte aangebied. Ons het in die skoolsaal sangfeeste aangebied met kunstenaars uit verskillende genres wat opgetree het. Daar was in die tuin kunstklasse wat Hermine van der Merwe vir die kinders aangebied het. En dan was daar die gewone eetgoedstalletjies wat in al die klaslokaaltjies aangebied is. So die idee was saam met die kos en eet en so moet daar so 'n bietjie kuns ook wees en dit was vir ons 'n lekker belewenis daai jaar. Ja, die volgende jaar doen ons toe Babette's Feast. En die tema daarvan was die selgroepe of die groepe wat dan nou wil deelneem, kies 'n fliek en hulle werk rondom hierdie fliek tema en bied dan daai iets aan. So die James Bond mense het vir ons heerlike cocktails aangebied. Finding Nemo het vir ons seekosse aangebied. Ja, so was daar verskeidenheid daarvan. En dan die jaar daarna het ons rondom die wêreld in 'n dag gedoen. En toe die groepe 'n land gekies en kon hulle kos maak volgens daai tema. So die Grieke het vir ons pitabrode met lamsbout gemaak. Die Meksikane het tacos met black beans gedoen. Die Amerikaners het vir ons hamburgers verkoop, die Italianers pizza slices. Ja, dit het 'n lekker opgewondenheid in die gemeente veroorsaak want almal het probeer aantrek soos die tema of soos die land. Hulle het musiek gemaak van die land. Hulle het hulle stalletjies versier soos daai land. So dit was 'n vrolike geleentheid en ons het die hele ontvangs van die kerksaal, kerksentrum, daai stadium omskep in 'n aankomslokaal van 'n lughawe en almal het vertrek na hulle verskillende lande toe. En jy het 'n kaartjie gehad en dan kon jy by ek dink 3 of 4 plekke kon jy nou vir jou 'n gereg gaan kies met jou kaartjie. So groot opgewondenheid gewees. As ek aan ons groepie dink, is die gedagte wat by my opkom, die gawe van saamwees. En ek glo God het ons lewenspaaie saamgeweef tot 'n lewensreis saam. Die saam behels baie dinge. Dit is saam doen, saam eet en kuier. Ons lag saam, ons huil baie keer saam, maar ons droom ook saam oor God se nuwe wêreld wat reeds aangebreek het en waarin ons 'n groot aandeel het. Hierdie is 'n groep besonderse vriendinne van mekaar en wat ons hier beleef is die fellowship elke Woensdag, maar ook ons leer van die Here. Dis 'n tyd wat ons by die huis wegry en jy weet die stilte, die vrede kom nou en jy gaan met iets terug. Dit is ook nie net beperk tot ons vriende en familie en ons gemeenskap en ons gemeente in Durbanville nie, maar tot die wye wêreld waar God ons neem. Ek is nie deel van die NG moedergemeente nie, maar hierdie groepie is my mense. Ons weet dat God is teenwoordig en dit is sy teenwoordigheid wat maak dat ons teenwoordig is. Hy bring ons na die tafel. En dit het 'n volgehoue vriendskap op die ou end vir ons beteken. Ons hou mekaar vas in saamwees. Dit is nie vir my 'n groepie nie, dit voel vir my soos my susters. Ons is toegewyd. Dis 'n prioriteit om Woensdaagoggende saam te wees. En ek wil eintlik vandag dit vier dat ons is nie net 'n Bybelstudiegroep nie. Ons is 'n saamweesgroep wat onder andere ook Bybelstudie doen. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het
om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Vriende, ons is hier in die aanloop na Paasfees en Jesus wou so graag in die laaste dae, wat hy geweet het, die tyd is min, wou hy nog vir oulaas die Paasfees maaltyd saam met sy disippels, sy geliefdes geniet. En dis 'n ernstige tyd, dis 'n tyd dat mens weet, die kruisiging van Jesus kom nader, maar mens weet ook is 'n tyd waarin Jesus ook die vreugde en die saamwees van hulle as disippels wou geniet vir oulaas. En daarom kan ons ook maar dit geniet en lag en vrolik wees, want ons dink aan ook die liefde wat Jesus en sy disippels vir mekaar gehad het. Ons verhouding met Huis Aristea is 'n besondere een en dit kom al baie lank. Ons stap 'n nou pad met die inwoners en met die bestuur en die personeel. Hulle lê ons baie na aan die hart en ek is baie lief daarvoor as ek 'n WhatsApp uitnodiging kry om te kom tee drink, dan is dit mos nou 'n fantastiese rede om by inwoners te kom inloer. En wat hy is die kos. Toe ek in 2012 daar aankom was Dominee Christie die jeugleier gewees en toe het Jana Dickerson oorgeneem by hom. En sy het besluit, maar sy gaan 'n klomp mense bymekaar kry, sy het vir my gekry, 'n klomp mense in my graad en ons het toe The Rock begin. Nou dit het gestaan vir The Revival of Christian Kids. Sy wou dit 'n bietjie dieper gemaak het en toe het sy begin met Alive. En ons het gaan van ek dink 10 kinders na 30 kinders toe. Dit is 'n belewenis wat 'n mens, ek dink 'n mens gaan en verwag dat dit jou gaan roer soos wat dit 'n mens eintlik roer nie, maar ek het gegaan met hierdie oop kop van, okay, interessant, ek gaan op my eerste uitreik, ek wonder wat dit gaan wees. Eerste keer in Oos-Kaap, eerste keer in daai deel van die Oos-Kaap. En toe ek daar aankom was dit hierdie, ek wou amper sê open world van, okay, wow, ek is in 'n baie arm gemeenskap. En wat dit stelselmatig binne my gedoen het, dit voel vir my ons almal leef met mure, maar dit het daai mure afgebreek. En hierdie isolasie waarin meeste van ons leef, het dit vir my dit afgebreek en hierdie isolasie waarin ek leef het begin oopbreek en ek het begin raak sien wat dit eintlik beteken om 'n Christen te wees, wat dit eintlik beteken om werklik te dien as 'n Christen en met mense oor denominasies, oor rasse, oor kulture heen te beweeg. En ek het teruggekom as, ek dink ek moet dit hier begin ook doen. Wat Itumeleng in my lewe verander het, is my persepsie oor gemeenskap, is my persepsie oor hoe belangrik dit eintlik is vir ons as mense om te connect met ander mense. Itumeleng het my herinner aan daai fundamentele dele van die lewe, om verbind te voel aan die natuur. Dit het my verbintenis met God versterk, met ander mense versterk en met myself. En Itumeleng het my geleer dat hoe belangrik dit eintlik is vir ons as 'n NG Kerk om oor die grense van die VGK en van verskillende dominasies te strek en te verbind met mekaar. En omdat God ons geskaap het om as 'n gemeenskap saam hom te dien en nie apart nie. Omdat ons soveel sterker is en soveel meer kan leer by mekaar van mekaar se stories en perspektiewe. Die een groot les wat ek daar geleer het, wat ek altyd vir mense vertel as hulle my vra oor Itumeleng, is dat ware rykdom kom nie van geld af nie, dit kom van liefde af en ondersteuning en community. En ek dink dat veral in Durbanville wat so prestasiegedrewe en statusgedrewe is dit nogal maklik om dit te vergeet. Ek dink ook Itumeleng het my baie geleer van om oor grense heen te gaan en om ander mense so te help. Nou Durbanville Kinderhuis het in 1883 het ons verhuis van Kaapstad na Durbanville toe in 1918. So nou al vir 108 jaar hou die Durbanville moedergemeente ons hand baie styf vas. Dit gaan nie net oor kerklike betrokkenheid nie, dit gaan ook oor emosionele betrokkenheid. Ons is besonder bevoorreg dat die kerk na ons kinders se welsyn omsien as ook ons personeel se welsyn.
En dan is daar klein goedjies wat vir my altyd baie na in die hart lê, wat die kerk wat die kerk op 'n deurlopende wyse vir ons doen, is die kerk het hierdie wonderlike inisiatief begin om saam met ons kinders te eet. Nou kan julle nou dink, ek bedoel, hoe opgewonde is hulle as die oom of die tannie van die kerk nou vir hulle kom besoek. En ek dink ons kinderversorgers geniet ook daai geleentheid dat die kerk kan sien wat 'n aktiewe rol hulle in die kinders se lewens speel. Ons het 'n organisasie wat ons self noem ID Help. En dit is presies wat ons doen. Ons help mense om identiteitsdokumente te kry. Dit is geboortesertifikate en ID-kaarte. En ons het bewus geraak van die groot behoefte, eintlik na aanleiding van die sopkombuis wat al amper 30 jaar in ons gemeente en in die ander in die Katolieke en Presbyteriaanse en ander denominasies in die dorp bedryf word. Toe dit COVID was, was daar baie mense in Visantekraal wat nie hulle dagloon kon gaan verdien nie. So daar was nie kos op die tafel nie. Toe die sopkombuise begin om ekstra mense in te trek en groot hoeveelhede sop te maak en dit na Visantekraal te stuur waar verskillende vrouens by hulle huise dit uitgedeel het. Hoe dit ook al sê, deur hierdie kontak met dit gemeenskap wat net 10 km van ons af is, maar mens ry daar verby en jy weet nie wat daar binne aangaan nie. Deur 'n bietjie meer kontak het dit onder my aandag gekom dat daar kinders is wat nie skool gaan nie, omdat hulle nie geboortesertifikate het nie. Mens dink dit is so vanselfsprekend en 'n noodsaaklike ding, en dit is noodsaaklik, maar dit is nie altyd vanselfsprekend nie. So, ek het toe geweet, skole moet die kinders aanvaar, sonder dokumente, maar die kind moet ook die dokument kry. Ek het as 'n jong proponent in die gemeente begin van Junie 2002 af. Vir 'n jaar, ek onthou nog, Okkert Meyer was die predikant en Okkert het gesê, as jy hier wil bly, dan moet jy jouself in 'n jaar onmisbaar maak. So, ek was amper 16 jaar, so ek hoop ek het die job reg gedoen toe. Vir my, dinge wat uitgestaan het, is altyd rondom die saam wees, saam as disippels, deel van dit, en om ook uit te reik in die gemeenskap. En van my lekker jare was die D4J veldtog wat ons gedoen het met al die ander kerke. Ek was nou die dag weer in een van die gemeentes in Oudtshoorn wat hulle spesifiek terugverwys het na daai jare toe, wat nou al meer as 10 jaar terug is. En wat hulle spesifiek gesê het, hoe lekker dit was dat die NG Kerk hulle ingenooi het. Dit het begin by 'n Pinkster waar ons gesê het, ons is saam deel van 'n gemeenskap en God se community, daai het 'n Good and Beautiful Community boek wat ons gedoen het, en ons het hulle uitgenooi dat hulle ook Pinkster kon preek by ons, wat natuurlik ook baie interessante dinge teweeg gebring het. Ek onthou nogal spesifiek Mike Whitney, hy was 'n predikant by die plaaslike Baptiste kerk, hy is al oorlede, en Mike het vertel dat hy as kind hier groot geword het, en hy het met sy motorfiets verby hierdie kerkgebou gery, en die dominee het hom aangespreek. Hy mag nie met sy motorfiets naby die kerk kom raas nie. En die dominee het sommer vir hom vertel dat hy hel toe gaan met hierdie motorfiets en al die dinge, en hy is toe sommer die maandag by die skool ingeroep waar die dominee saam met die hoof daar was en weer vir hom dit vertel het. En toe hy soos hulle nou graag wil sê, die kansel bestyg het, toe staan hy so en hy hou die kansel so vas en hy sê, hy wil net sê, vir daai dominee wat ook nou nie meer hier is nie, hier staan hy nou op daai dominee se kansel en hy gaan die woord verkondig en hy is nie in die hel nie. En dit was altyd vir my lekker. D4J was ook in 'n moeilike tyd vir die NG Kerk, daar het in die synode hier in die 2015s en al daai dinge daarna, baie vrae oor waar die kerk nou oor dinge staan en baie vrae van ander kerke oor die NG Kerk wat nou die hele tyd so in die midde van hierdie gesprekke is. En ons het D4J, het ons die woensdag aand, een aand in Mei maand, het ons 'n groot prayer walk gehou vir Durbanville. En dat amper in die reën 1000 mense opgedaag. En ons het so donker aand, ons het gestap by verskillende punte en gaan bid by die stadsaal en by die polisie en oral, en toe eindig ons in ons kerkgebou. En ek was die enigste NG ou in hierdie friendship groep, soos hulle dit noem, van pastore, tot die Katolieke priester was by, en van die Baptiste en van die ander charismatiese kerke, en hulle het altyd my gespot as hierdie NG ouetjie, en toe ons nou in hierdie kerkgebou instap, en die kerk is so mooi, want dit is toe nou donker aand, al die ligte is aan, en jy stap met hierdie trappies voor in hierdie kerk in. Toe hak een van die ander kerke se kind af en sê, Mommy, now we're in a real church. Toe sê ek sommer daar vir hulle, daai het julle dit nou weet julle, welkom terug in die regte kerk, hier by die NG Kerk in Durbanville. So dit is altyd lekker. Ek dink ons is bevoorreg om
na 200 jaar te kan vier dat die kerk nog hier is, dat die kerk deur baie verandering gegaan het, en nog steeds gaan, maar dat die kerk hier is, dat die Here sy kerk hier kom vestig het, en dat ons elkeen 'n stukkie daarvan van die kerk se reis in Durban wil, en elkeen bring sy eie deel, elke lidmaat, elke dominee wat hier was, en ons is deel van die lewende water, van die fontein waar dit begin het in Pampoenkraal regdeur. Iets wat my altyd sal bybly van Durbanville gemeente is een kerssangdiens. Ek het nog op die galery daarbo gesit saam met my kinders en dit was naby aan die einde van die diens en hulle het al die ligte afgesit en ons het Stille Nag gesing. En daar het iets vreemd met my gebeur. Ek kan amper dit nie lekker in woorde omsit nie, maar ek het net ervaar dat ons sing hierdie lied, maar ons sing dit nie alleen nie. Ons sing dit saam met mense wat dit vir dekades en eeue hier gesing het. En vir daai oomblik het ek gevoel, maar ek is deel van hierdie gemeenskap van heiliges. Ek is deel van hierdie stroom van lewende water wat nou al so lank deur hierdie gemeente vloei en nog ver in die toekoms in gaan aanhou vloei en beweeg. En dit was net wonderlik om deel daarvan te kon wees vir 'n oomblik. In die 18de en 19de eeu het reisigers van die Kaap na die binneland of die boere van die Tygerberg op pad na die Kaapse mark by die fontein by Pampoenkraal uitgespan om hulle moe osse te laat rus. Die stigting van die Durbanville Moedergemeente het egter 'n nuwe dimensie gebring, want nou het dit vir hulle 'n rusplek vir die geestelike moe reisiger gegee. Durbanville gemeente is vandag soos 'n stroom van lewende water en hierdie fontein word voortdurend gevoed. En dit gee aan ons lidmate die kans om geestelik te kom rus en ook simbolies van die vloei van die rivier en die water die evangelie verder te versprei. En so word die lidmate van Durbanville gemeente die getuies van die evangelie van Jesus Christus.